wil herinner, want het lyk my nie of hier ouens is met kinders potensieel vir die sonnaarskoolkamp meer nie. Kleinkinders dalk. Maar ek herinner net aan die week van gebed wat môre begin DV, elke aand 7 uur. Hier by die kerk, ons gaan bietjie kyk na so 5 gelykenisse, bietjie in 'n moderne idioom, dat ons kyk hoe die Here dit vir ons sou interpreteer, so van 7 uur af, elke aand hier. Here, in die naam van hom wat U na ons toe stuur, wat gelei het, gesterf het, maar ook opgestaan het en lewe en weer kom, aanbid en loof ons U. Kom deur die werking van U Gees in hierdie erediens en bind ons vas aan U. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons kyk na Markus hoofstuk 8 by vers 27. Markus 8 vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hy, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe die interessante vers, toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Het jy al ooit gewonder hoekom? Is tog reg. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai en na sy disippels gekyk en vir Petrus gesê, moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir die wonder van U woord. U woord wat lewe gee. U woord wat, soos ons vanoggend gesien het, die boodskap bring van U liefde, van ons afdwaal, van U plan, van die keuses wat ons moet maak en van ons posisie voor U. En ons bid dat as ons vanaand met hierdie skrifgedeelte besig is, Here, dat U self aan die woord sal kom, dat U Heilige Gees met ons sal praat en dat ons hieruit sal leer en doen om Jesus ontwil. Amen. Hier sit natuurlik niemand in die kerk vanaand wat sy of haar eie naam gekies het nie. Ek kan nie dink daar is so iemand nie, want 'n mens kies nie jou eie naam nie. Jou naam word mos vir jou deur jou ouers gegee as jy gebore word. En nou is die interessante ding, susters, ek weet nogal van minderig vrouens vir wie jy sê, hou jy van jou naam, sê ja. Hou jy van jou naam, Mariska? Ja, jy's 'n absolute uitsondering op die reël. Gewoonlik nee, veral as dit nou Margaretha, Susanna, Petronella, sulke tipe van name raak. En die naam wat 'n mens se ouers aan jou gee, sê soms iets van hulle verwagtings van jou. Of van hulle ervarings rondom jou geboorte. So het ek na die dag petrol ingegooi en die joggie daar, sien ek toe tot my verstomtenis se naam is Voelstop. So, ek weet nie of hy nou maar 28 was nie, maar ergens het die ervaring van sy ouers rondom sy naam gesê, nee, maggies, dis nou die einde. En Voelstop gooi toe my petrol vir my in.
'n mens se naam sê dus nie iets oor wie jy regtig is nie. Dit sê nogal iets oor die mense wat vir jou die naam gegee het, of oor wat hulle op daardie stadium ervaar het. Vir baie mense is identiteit belangrik. Hulle wil hê daar moet 'n fokus op stabiliteit wees. En daarom gee hulle vir hulle kinders familiename. Jy het seker 'n familienaam, Corneille, want ek ken jou pa. Ek kon dink hy sou die intelligente keuse maak. Maar goed, hulle gee hulle kinders familiename sodat 'n naam kan voortgaan en 'n van deur die geslagte. Ander weer is bewus van die heersende mode. En dan gee hulle vir die kind 'n naam van 'n filmster of iets wat vir hulle mooi en eksoties klink, en dan kry die arme bloetjies gewoonlik 'n naam wat niemand kan spel nie, niemand kan uitspreek nie, en dan kry hy een of ander simpel bynaam. Hier's van julle wat seker oom Hein Gerber onthou, wat geskiedenis gegee het by Gres. Nou sy seun het hierdie indrukwekkende naam De Palje gehad, wat jy so met 'n D en 'n afkapping dan appelier spel, sodat die wêreld hom Appel kan noem. So hoekom nou nie die man Heinrich noem soos sy pa nie, dan werk dit 'n bietjie makliker. Maar later in jou lewe kry jy 'n bynaam of 'n noemnaam. En dit is gewoonlik meer die gevolg van jou eie doen en late. Dink byvoorbeeld aan die destydse eerste minister van Brittanje, Tannie Margaret Thatcher. Wie onthou wat sy genoem is? Die Uistervrou. Ek dink Tannie Angela Merkel is ook 'n bietjie so. Of Ernie Els, wat as die Big Easy bekend gestaan het, of oom PW, wat as die Groot Krokodil bekend gestaan het. Dink 'n bietjie aan die name van jou arme onderwysers. Ek wonder wat is jou bynaam, Adrian? Nee, hulle sê gewoonlik hulle weet, het jy een gehad, Linda, toe jy skool gegee het? Jy sien, dis gewoonlik nie geweldig vleiend nie. Maar ons gee vir hulle, ek kan nou aan byname dink wat ons vir onderwysers gegee het. Hoe klink snotstring vir julle? Nou, dis die wat ek nog van die kansel af kan noem. Asyn is 'n ander tannie se naam gewees. Ek sal nie daarop uitbrei nie. Maar jou bynaam gaan gewoonlik meer oor wat ander mense in jou raak sien, as wat jy self dink. Jou bynaam gaan gewoonlik meer oor ander mense se ervaring van jou, as oor wat regtig in jou binneste aangaan. Ek dink nie Snotstring het van homself gedink dit is wat hy is nie, dis wat ons van hom ervaar het. Daar sit nog twee. Het jou vrou 'n bynaam by die skool, weet jy, Victor? En as hy nou iets sê, kry hy 'n klap wat sy ore laat sing vir 'n week. Hy sê baie ordentlik nee. Maar goed, jou bynaam gaan oor wat ander mense se ervaring van jou is. Die name wat ons vir mense gee, sê partykeer meer oor ons as oor hulle. Of dit sê ten minste net soveel oor onsself as wat dit iets sê oor die mense wie se name dit is. Wat ons natuurlik by Jesus se naam bring. En die name waarmee ons hom noem. Wie sê die mense is ek? Vra Jesus op 'n dag vir sy disippels. En hulle antwoord hom. Party sê Johannes die Doper. Wat daarom daarop dui dat hulle dink hy was iets besonders. Party sê Elia. Party sê een van die profete. Dit is met ander woorde duidelik dat daar allerhande idees oor Jesus was, en al lees ou dit nie in hierdie gedeelte noodwendig nie, weet ons dat baie van die idees nie baie vleiend was nie. Jesus is genoem 'n praatjiemaker. Hy is genoem 'n oproermaker. Hy is genoem 'n bedrieër. Hy is selfs ook genoem iemand wat aan die Satan se kant is. En dis vandag ook nog so. Nie waar nie. Daar is vandag ook nog baie wyd uiteenlopende opinies oor Jesus. Maar hy is self nie tevrede met hierdie stand van sake nie.
Hy wil hê hulle moet 'n bietjie dieper gaan, dis nou die disippels, as om bloot net die name te herhaal wat ander mense vir hom gegee het. Want as jy dit doen, dan het jy hom nog nie diep in die oë gekyk nie. Dan het jy nog nie vir homself 'n naam gegee nie. En dan sê hy, so julle. Kom ons los nou die ander. Julle. Wie sê julle is ek? Nou kom ons trek die ding nader. En hoor hom vra, wie sê jy is ek? En wat sê jou antwoord oor hom? Of oor jou? Petrus is die voortvarende een. Petrus is die ou wat later die arme ou Malchus se oor afkap. En hy gee dadelik 'n groot naam. 'n Naam wat met mag gevul is. Hy sê, u is die Christus. Met ander woorde, u is die Messias. U is die een wat deur God gesalf is. U is die een wat die Romeine gaan uitdryf. U is die een wat gesalf is om God se werk te doen. Petrus gaan groot. En natuurlik is hierdie weergalose belydenis van hom, hierdie naam wat hy vir Christus gee, die absolute waarheid. Want al die magsname kan ons met reg vir Jesus gee. Hy is wonderbaar, sê Jesaja, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Al die goed is waar. Maar dan die interessante ding wat gebeur. Toe Petrus met die magsnaam kom, toe belet Jesus dit, om dit verder te versprei. Belet, die Grieks, beteken opdrag gee, selfs berispe, of ernstig waarsku. Jesus waarsku die disippels daarteen, om dadelik hierdie groot magsnaam vir hom te gebruik. Hoekom? Hoekom doen hy dit? Kan dit dalk juis wees, omdat die name wat ons vir Jesus gee, baie sê oor onsself. En as dit, soos by Petrus, te vinnig gaan oor hierdie magsnaam, dan kom ons nie uit by die hart van Jesus Christus nie. Want op 'n manier is Jesus se stilmaak van Petrus ook 'n stilmaak van myself. Dit bring my tot selfondersoek. Wat noem ek vir Jesus? En waarom noem ek hom dit wat ek noem? Waarom gee ek hom die name wat ek gee? Magsname dalk. Is dit sodat sy mag, of hy sy mag moet gebruik om my agendas uit te voer? As 'n mens nou mooi luister na hoe ouens praat van God, van Jesus, dan kom jy agter vir party is hy net 'n pel. Ek spreek hom aan soos wat ek en Nico met mekaar praat, of wie ook al. Dis 'n pel, en so praat ek met hom, en so gaan ek met hom aan. Vir ander, is hy 'n God daar ver, wat ek eintlik al bang is om aan te roep, soos wat die Jode nie eers die naam Jahwe uitgespreek het nie, want hulle is bang as hulle sy eie naam uitspreek, Jahwe, dat hulle dalk sy naam uitelik kan gebruik. So hy's daar op 'n afstand, hy's bang, althans hy's hierdie groot magtige God, en ek mag nie sy naam uitspreek nie. Daarom het hulle die woord El gevat, wat God beteken in Hebreëus, en dood eenvoudig die klinkers van Jehovah, van Jahwe daarby gesit, dan lees dit Jehovah, en dis nou waar die Jehovah getuies heel van die waar afval, wat dood eenvoudig beteken, hulle verstaan nie 'n snars Hebreëus nie, want dis nie hoe jy dit sê nie, maar ek is bang, ek hou hom op afstand. En dan, luister wat doen Jesus, presies op die punt, nadat hy die disippels stilgemaak het. Nadat hy gesê het, wag 'n bietjie, as jy hom nou as hierdie Messias aanspreek, wat die Romeine in die see in gaan jaag, want dit is wat 'n bietjie gesit het ten gronde, of ten agtergrond van Petrus se belydenis, want hulle het gesê, die Messias gaan die Romeine nou hier in die see injaag, en Petrus sê, u is die Messias, met ander woorde, ons wag nou net dat dit gaan gebeur. Later sê hulle, wanneer gaan u koninkryk hier oprig?
dan sê hy, my koninkryk is nie van hierdie aarde nie. So in hierdie naamgewing is die verwagting dat hy nou die Romeine hier in die see aan gaan jaag. Dit sit daarin. Maar dan, juis op die punt, net nadat hy dit vir hulle gesê het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Sien, dis nou 'n bietjie anders as hierdie Messias wat die Romeine in die see gaan jaag. Dat die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes gaan hom verwerp. En hulle gaan hom doodmaak. En 3 dae later gaan hy opstaan waarvan hierdie mense geen snars verstaan het. En dan sê Petrus, maar is dit waarvoor ek my nou ingelaat het? En ewe skielik hoor ek nou van verwerping en verlies en geestelike konflik, en ek hoor dat die ouens wat al die likes op Facebook sou kry en die volgelinge op Twitter ewe skielik nie daarvan hou nie, en Petrus neem so waar vir Jesus op sy, en hy sê, wat praat u nou? Hoe kan u dit sê? Want Jesus stel sy verwagting, wat hy in hierdie naam gegee het, teleur. Jy sien, as ek hom behandel soos 'n pel, en ewe skielik tree hy nie op soos 'n pel nie, en doen nou nie wat ek vra nie, dan is ek teleurgestel in my verwagting. En toe hulle hom nou Messias noem en dink hy gaan die Jode in die see injaag, toe sê hy, ek gaan sterwe, ek gaan doodgemaak word. En Petrus sê, nee, dit kan nie wees nie. En hy gaan raas met hom. En dan interessant, dat Jesus omdraai en vir Petrus sê, gaan weg Satan. Want dit dui daarop dat Petrus nou die Satan napraat. Maar die name wat ons vir Jesus gee, sê soms nogal meer van ons as wat dit oor hom praat. Die manier hoe ek met en van Jesus praat, sê baie keer meer van my en my verwagting van hom, as wat dit die waarheid is. En Jesus se opsomming van Petrus is verpletterend. Dit gaan nie vir jou oor God nie, dit gaan oor jouself. Jy wil hê ek moet die Messias wees wat hierdie vyande hier wegjaag. Hoe sou ons nou in vandag se taal sê, #Rome moet val, né? Lyk my dit het 'n wêreldwye tendens geraak. #Rome moet val, of #Nero moet val, of Augustus moet val. En Jesus hou hom nie met hierdie hashtaggery besig nie. Hy sê dit gaan oor totaal ander goed. En as ek nou sê, wat is jou naam vir Jesus, dan gaan dit eintlik oor, wat is my beeld van hom? Wat is die beeld wat ek hier binne in dra? Is hy 'n pel? Is hy 'n ver af God, wat ek nie naby kan kom nie? Of is hy my verlosser, met wie ek in 'n intieme verhouding kan lewe, die middelvinger van vanoggend? Is hy een met wie ek in 'n intieme verhouding kan lewe, die een wat staan tussen my sonde en God se liefde? Is dit hy? Is dit wat hy vir my is? Voel ek baie keer lus om vir Jesus op sy te neem en te sê, Here, nou maak u nie reg nie. Here, ek vra nou al so lank hiervoor, maar u antwoord nie. Here, dit wat nou met my gebeur het, is nie reg nie. En dan vra jy vir jouself, as jy dit sê, as jy op 'n punt voel om vir die Here te sê, u maak nou droog, dan moet jy dadelik aan die hand van die gedeelte vir jouself vra, wie se agenda volg ek? Myne of Jesus se? Wie se agenda het Petrus gevolg? Die Jode wat wil #Rome moet val? Of Jesus se? En dan kan nou vra, goed, nou moet ons nie vir hom 'n naam gee nie. Kan ons nie sê wie hy is nie? Natuurlik moet ons, elke keer weer. Maar sy vraag aan jou en my kom elke keer op die dieper vlakke in my lewe. Wie sê jy is ek? Maar my antwoord kan eintlik net kom in my saamstap met Jesus op die pad van my lewe.
Ek weet wie vanoggend na Nelis niemand geluister op RSG nie in daai godsdienstprogram. Die vorige moderator. Nou praat hulle die hele tyd van die uittredende moderator. Ek wonder hoekom hy het nou klaar uitgetree en klaar gekry. Hy is nou die uitgetrede moderator. Hy is nie uittredend nie, daar's 'n nuwe een. En toe vra hulle vir hom nou, hy is nou afgetree as moderator. Wat sien u nou op u geestelike pad vorentoe? Wat wil jy doen? Toe sê hy, weet jy op jou geestelike pad vorentoe kan jy nie weet wat gaan gebeur nie, want God verras jou elke keer. Hy sê maar soos daai liedjie sê, met die aanhou loop en luister. En dis nogal 'n groot ding, weet ek in julle se eie lewe om te ken hom, dat hy sê my lewe is 'n pad en 'n reis met Jesus en op daai reis verras hy my elke keer met dit wat gebeur en kry hy dalk elke keer vir my 'n nuwe naam. En dis opvallend dat hierdie gedeelte begin met Jesus en sy disippels wat op reis is tussen die dorpies. En ergens langs die pad vra hy hulle, wie sê julle is ek? En dan kom die eerlikste antwoorde uit die ervarings van Jesus wat ons het op die pad saam met hom. Partykeer is hy die een wat genees. Partykeer is hy die een wat liefde bewys. Partykeer is hy die een wat bose geeste uitdryf. Partykeer is hy die een wat waarsku. Jy is op die verkeerde pad, kom tot inkeer. Sy eerste preek het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van Jesus het naby gekom. Die pad saam met Jesus is ook 'n pad wat nie huiwer om deur teenstrydighede in die lewe te loop nie. Die pad saam met Jesus hierdie jaar, vir jou en my, gaan ook loop daar waar verhoudings gebreek is. Daar waar trou versaak is. Daar waar misverstande ontstaan het. Daar waar wonde gelaat is, waar swaar kry jou afdruk onder toe. En uiteindelik loop die pad van Christus tot in die dood. En daarom sê hy direk na hierdie ding, sê hy, as jy my wil volg, nadat hulle die Messias naam gegee het, dan moet jy jouself kruisig. Dan moet jy bereid wees om hierdie pad voluit te loop. Dan moet jy besef dat hy nie net altyd hierdie wonderlike Messias kan wees wat almal in die see indryf en jou agendas dryf nie, dat sy agenda vir jou partykeer baie anders is as jou agenda vir jouself. En as my verwagting van hom dan verkeerd is, dan kan dinge skeefloop. Maar as ek bereid is om 'n verhoudingspad met hom saam te loop, dan waar daai pad ook al heen gaan, dan loop ek saam met hom. En weer soos die lied sê, met die aanhou loop en luister, sal daar antwoorde kom, ook in my verhouding met hom. En die pad is, die vraag is aan jou en my, is ek bereid om saam met hom hierdie pad in die lewe te loop, en om hom ook so te benoem? En is ek dan bereid daardeur om te ervaar hoe my selfversekerdheid en my outomatiese aanvaar daarvan dat ek reg is, en ander verkeerd, dat dit uitgedaag kan word? Is ek bereid om die pinkie van vanoggend te word? Die enetjie wat baie kleiner is as die middelvinger. Is ek bereid om die pinkie te word? En hy, die groote, die almagtige een. Is ek bereid dat my eie hoogmoed sterf, saam met Jesus in die graf? En is ek bereid om met huiwering en verwondering elke keer 'n nuwe naam vir Jesus op my lippe te neem, die naam wat God self aan hom gee aan die ander kant van die dood. Hy is die seun van God. Ja, hy is die Christus. Hy is die seun van God. Hy is die Messias. En tog hoor ons dat ons baie keer net moet wag met die magsnaam. Dalk sodat die Heilige Gees, soos die Bybel so mooi sê, in die fluistering in die windstilte, ons kan bring om sy naam in al die ervarings van my lewe
te noem. Op die pad saam met Jesus, waar sy pad regtig ook my pad word. Saam op pad met hierdie een wat my verlosser is. Amen. Here onse God, ons dank U dat U ons nooi om U Vader te noem. Dat U, Here Jesus, wat Seun van God is, sê ek noem julle nie slawe nie, ek noem julle vriende. En ons bid dat U in hierdie nuwe jaar telkens die godsbeeld, die godsbegrip wat ons het, want dis waar dit gaan oor hierdie naamding, dat U dit telkens sal korrigeer in die lig van die woord. Soos wat U vir Petrus op die vingers getik het en sê, pas op nou. Moet nou nie dinge verwag waaroor dit glad nie gaan nie, want my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Help ons, Here, om ook in ons verhouding met U en in die groei wat ons het in ons verhouding met U altyd sal besef. U koninkryk is op 'n ander plek. U koninkryk transcendeer die grense van hierdie wêreld. U koninkryk is 'n ewige geestelike koninkryk. En ons dank U vir die voorreg om deel daarvan te mag wees. Ons bid vir 'n nuwe week met nuwe keuses, met nuwe ervarings. 'n Nuwe week op reis saam met U, waar U ons dalk hier en daar gaan verras. Soos wat U so graag met U kinders doen. Al is dit met die sang van 'n voël of 'n sonsopkoms, of liefde wat iemand aan ons bewys, dat ons kan sê waarlik die Here is groot en goed. Om Jesus ontwil bid ons dit. Amen. Ons vra